Kom ons dien die Here sy lewens. Psalm 138 vers 8 lees ons: Die Here sal dit vir my volëindig, die goedertierenheid Here is tot in ewig. Laat die Vader die werke van u hande. Breek jou harte tot God en ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons Here, deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here. Ons sing saam Psalm 98. Psalm 98, waar ons sing ons vers 1 en vers 2. Ons loof die Here saam Psalm 98, vers 1 en vers 2. Daarna bly ons saam om ons geloof saam te doen. Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare. En in ken Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het van ons mense en ons saligheid in hemel neergedaal, en in die Heilige Gees uit die Maagd Maria fees geword, hy het mens geword. En Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewe kom. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy wil saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik.
Hy het die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige lewe. Amen. Kom ons bemoedig ons voor die Here en ons lees sy wet saam uit Deuteronomium hoofstuk 5. Ons speel ons lewens in die hand van die Here se wet. Die Heilige Gees ons ook so oortuig van ons diepe ellende en sonder dood. Moses, die hele Israel broeder vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag vir julle moet uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Here ons God het by Hore met ons verbond gesluit, met ons vaders en die Here die verbond nie gesluit, maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig die Here op die berg en die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan, maar julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was gevrees oor die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou in Egipte land en die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesê beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie meer by hulle nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God van die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek verwys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uiterlik gebruik nie, maar die Here sal die een wat sy naam uiterlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. En nou is daar dag, jy dit heilig soos die Here jou God het beveel. Wees daar met die arbeid, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk nie, jy op jou seun, op jou dogter, op jou diensknegt, op jou dienstmaagd, op jou os, op jou esel, op enige dier van jou, op jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou diensknegt en jou dienstmaagd kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land slaaf was, en die Here jou God jou daarvan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daar het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Die Here jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jy daar verlei mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis in jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. En jy mag nie na jou naaste se huis inkom nie, na sy landerye of sy diensknegt of sy dienstmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord, dan sing ons ook saam, ons deel van ons verknoeg, Psalm 38. Waarvan gaan ons sing vers 7 en vers 8. Uitgeteerd, deur al my kragte is my kragte gans verdrysel nie tot nie. In my hart se afgrond reis dit, akelig reis dit, daarom brul ek in verdriet. Psalm 38, ons sing daarvan vers 7 en 8, en daarom gaan ons saam bid.
in die hemel is. Heilig, heilig, heilig is die naam, en die ganse aarde is vol van die heerlikheid, die ganse skepping en die kosmos is vol van die heerlikheid. Buig en aanbidden voor die Heer, die alleen wat waardig is, om aanbid te word, geloof, geprys te word, deur ons hele lewe, elke dag, verdien om elke oomblik deur ons gedien te word. Net U is God. Kan met niks wat gelyk word nie. Ons aanbid U. Deur ons eie kragte nie. Wanneer U wat ons die kinders gemaak het, van die wedergeboorte kragtig in ons gewerk het, deur die Heilige Gees, deur die woord, al die eer en die lof op U toe. Dat ons hier vanoggend is nie omdat ons so goed is nie, maar omdat U so goed en vol genade is. Vanuit dit meer ons weer veilig in die put, donker, modderige put van ons eie sonde en die lede waarin ons is, ons kan nie voor die kom nie. Ons self van ons gees is. Oortuig ons toch daarvan deur die wet wat ons ook nou saam gelees het. Mag ons die wet meer en meer ken. Diepte daarvan meer en meer besef. Dit is so baie soos het iemand die dood gemaak het nie, soos die moord gepleeg het. So vergeet so maklik Here dat ons eintlik opgeroep word en geskenk is deur U om ons naaste se eer en belang te beskerm. Ons is swak. Tuig ons tog van ons sonde. Ons is die ewige dankbaar. Dat ons in vryheid van ons gedier mag ontmoet in die erediens. En dis net vanweë die seën die Here Jesus Christus. Mag ons sy heerlikheid meer en meer ken in sy groot werk. Van begin tot einde, die skepping van sy geboorte tot sy hemelvaart, mag ons die groot en hart meer en meer ken. Die vernieuwing die vir ons vier evangeliese geleed. So kom wys groot Christus werk hierdie aand. Wil ons dit ook nou so wys as ons die woord oopmaak? Ons bly by die Heilige Gees die met ons sal wees en dat die Gees sal werk. En as die Here diens verniet, mag dit ook nie mense werk hierdie wees nie. Mag dit U werk wees vir ons. Smeek U, die ons toch genade sal wees, dat die woord nie leeg na U mag terugkeer. Bidden Christus wil en amen. Voordat ons gaan lees, mag ons weer saam sing, ons sing en loof die Here, en ons sing saam Psalm 139, waarvan gaan ons sing vers 1 en vers 7. Psalm 139, vers 1 en 7.
Ons gaan saam lees die Here se woord in Genesis hoofstuk 3. Ons gaan ook lees NGB, die Nederlandse geloofsbelijdenis, sê op Psalm hier NGB artikel 14. Ons gaan die eerste helfte van daardie artikel ook saam lees op belijdenis. Genesis 3. Ons lees saam in hoofstuk 2, ons laaste vers. Genesis 2, lees die laaste vers van hoofstuk 2 en dan lees ons Genesis 3. Genesis 2 van en hulle was altyd na die mens en sy vrou, maar hulle nie geskaam nie. Maar die son was rustiger as al die diere van die veld, wat die Here God gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die bome in die middel van die tuin het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aandoen nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal opgaan, sodat julle soos God sal wees, julle goed en kwaad ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy lus was vir die oor, ja, een woord dat die mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan al twee sy oor oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het 5 jaar aan mekaar gewerk en vir hulle skolte gemaak. En hulle die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin en die aand by die, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God aan die mens en sê vir hom, waar is jy? Hy antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, waar het ek verberg? Hy sê, weet jy wat enige gegee dat hy naak is? Het jy gekeerd van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het, by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Waarom sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou te doen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg, en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, sê vervloek, omdat al die vee, en al die diere van die veld, op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet, al die dae van die lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom die hakskeen bring. Die vrou het gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jy begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het gesê, want jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou lewe, ook sal ek jou dorings en drustels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. Die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, en daar het sy geneem, stof, want stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles aan lewe. En die Here God vir die mens het sy vrou rokke van vel gemaak en hulle het aangetrek. Toe sê die Here God, nou die mens geword soos een van ons die goed en kwaad te ken, as hy nou maar nie sy hand uitsteek die ook van die boom van die lewe neem en dit in die ewigheid. Stuur die Here God om weg en die van Eden om die grond te bewerk waarin hy geneem is. So dat hy die mens weggedrywe en die geers aan die ooste kant van die tuin van Eden wat woon, met die swaard van wat vlam en flikker, en die toegang tot die boom van die lewe te bewaak.
al die woorde vers 9, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Op vers 21, en die Here God vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle het aangetrek. Dit is ons wat hier gebeur op 14. Ons glo, God die mens en die stof van die aarde geskep het. Hy het hom volgens sy beeld en gelykenis gemaak en gevorm, dit wil sê, goed, regverdig en heilig, sodat hy met sy wil en alles in die wil van God kon ooreenstem. Maar toe hy in aansien was, toe die mens in aansien was, het hy dit nie verstaan nie en sy uitnemendheid die besef nie. Hy het homself egter weer aan die woord van die duiwel te luister, willens en wetens, aan die sonde en daarmee aan die dood en die vervloeking van die werk. Hy het immers die gebod van die lewe wat hy ontvang het oortree en homself weer die sonde losgesteer van God, wat sy ware lewe was, sodat hy sy hele natuur verderf, daarmee die liggaamlike en geestelike dood verdien. Hy het weet dat hy in al sy innerlate goddeloos, verkeerd en verdorwe geword het, al sy voortreffende gawes wat hy van God ontvang het verloor. En hy het niks anders daarvan oorgehou nie as slegs klein oorblyfsels, wat egter genoegsaam is om hom alle verontschuldiging te ontneem. Al die lig wat in ons is, het immers in duisternis verander. Soos die skrif ons leer, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het nie oorweldig nie, Johannes 1:5, waar die heilige Johannes die mense duisternis nie. Waarom werk ons alles wat ons stryd hiermee oor die vrye rol van die mens geleer word, aangezien die mens niks anders as 'n slaaf van die sonde is nie. En mens kan niks aanneem as hom nie in hemel gegee is nie. Johannes 3:27. Want wie is daar wat daarom sal roep dat hy uit homself iets goeds kan doen, terwyl Christus sê, niemand kan aan my kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie trek nie. Johannes 6:44. Tot sover lei ons dit wat opgee. Dit is die gemeente van ons Here Jesus Christus. Hoekom is die wêreld so gemors? As ons digtelik was. Kyk dit aan die woord. Duisende mense word vermoor daagliks in oorlog. Nou, hoor ek elke dag op die nuus. Kyk net aan die egskeidings, kyk net aan die stikkindheid, kyk net aan die haat, kyk net aan die bedrog en aan die leuns. Kyk hoe vol is bordele, dobbelhuise, kroe. Kyk net hoe leeg is die kerk vandag. Hoekom is my lewe so stikkend? Hoekom is daar so baie pyn en so baie hartseer en drama in my lewe? Ons almal vra die vraag, waarom vra ons dit meer gereeld? Hoekom is my lewe so stikkend? Hoekom is my lewe so swaar? Sommige skrifverklaarders skryf Genesis 3 is een van die belangrikste hoofstukke in die Bybel. Sonder die hoofstuk maak min van die res van die Bybel sin. Hier lees ons oor al die pyn en al die dood in die wêreld. Waar het vandaan kom? Hier in Genesis 3 lees ons van al ons dilemma's, van die wêreldse pyne, van die toestand van die ganse mensdom. Lees van wat God doen in die geskiedenis en hoekom hy doen wat hy doen. Hoekom sy verlossing nodig het. So kan net hoofstukke verder lees in Genesis en dan besef ons grypend hoe die wêreld in baie diep ellende gedompel is. Ons hoor die mense hart is altyd weer met boos. So boos en al wat oorblij is om die mense uit te roei met 'n wêreldvloed. Sommige net in Genesis 6 en 7 lees
Ja, dit haai die skriftelike wêreld toe, begin dit aan Genesis 8:27. Die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af. Sonde, die wese van die mens is nog steeds daar. Kyk net na die wêreld rondom jou geliefde. Kyk net vir 'n slag. Regtig in jou eie hart. Soek jou hart regtig in diepte. Dan is dit onmoontlik om sonde en die ergsonde waarin ons gebore is. Het is onmoontlik om die sonde en die ergsonde te ontken. Hulle het van sonde ons teen die Here. Satan onverlei hulle, oortuig hulle dat God nie vir hulle goed is. Dit die vorige preek oor Genesis 3 tot al hierby stil gestaan. Satan kom versoek hulle, want dis so besonders. Satan kom versoek die mens en dan sê hy vir hulle, kyk die lekker vrugte van hierdie boom. Kyk net hoe mooi is hierdie vrug van hierdie boom. Kyk net hoe goed kan hierdie vrug vir julle wees. Wil jy nie van hierdie vrug eet nie? Kom sê jy dit. Ja. Kom sê, God is nie goed vir julle nie. Satan bring die mens net om te twyfel aan God se goedheid en toe sy weg. Toe is hulle reg, self gesondig, soeken, tot die sonde gelei. Toe ignoreer die mens God se woord, hy ignoreer sy verbod en sy bedreigings. Hy is ongehoorsaam aan God se eetbevel. Tot die gegeven die broer en susters daar 'n studie gedoen. Die studie het bevind dat slegs 32% van protestante wat kerk toe gaan, die Bybel lees elke dag. 32% van protestante, nie mense, die protestante, Christen, die meerder Christen. Net 32%, ons verwerk die woord van God, dat ons twyfel aan God se goedheid vir ons. Werk jy die woord van die Here geliefde? Is dit ook dat jy twyfel aan God se goedheid? Word anders oortuig en die Here se woord self geliefde. Mense is toewillig en gehoorsaam teenoor God. En so sondig. Dis die mens se eie skuld, dis die groot klem van die gedeelte in Genesis 3, is die mens se eie skuld. Maar lees ons in vers 22 dat die mens soos God geword het deur goed en kwaad te ken. Hoe moet ons hierdie woord verstaan, dat die mens soos God geword het deur goed en kwaad te ken? Die mens het soos God geword, ja, maar op 'n tragiese manier. Die mens ken nog goed en kwaad, ja, maar uit die diepte van die afgrond, uit die diepte van die put, van die vrot, van die sonde, los van God en los van sy beskerming, so ken die mens nou goed en kwaad. So miskien volgende beeld gebruik, is die verskil tussen 'n onkoloog is 'n dokter wat kanker spesialiseer. Dis die verskil tussen 'n onkoloog en 'n kankerpasiënt. 'n Onkoloog, hy ken die kanker, goed. Hy bestudeer dit van alle kante af, hy ken dit goed. Ons kan ook sê, so ken God sonde. Hoe maar dit is. God ken nie sonde. Maar die kanker pasiënt aan die ander kant, hy ken dit aan sy lyf, hy beleef hoe vernietigend dit is, hy smaak dit, hy beleef sy lyf die verwoesting daarvan. So ken die mens nou goed en kwaad.
bely. In ons bestaan van nature is die mens losgesteer van God af. En ons is soos 'n kankerpasiënt wat sterwend is, hoe ons het bely, en ons is losgesteer van God af. Dis wat ek en onsself as broer en suster, soos 'n kankerpasiënt, sterwend is. Skien, hoe ook die sonde weer ervaring. Skien het, ons liggaam, ons vlees, ons bloed, sonder God, is die dood. Verskriklik is die sonde van Adam en Eva nie. Verskriklik is ons toestand nie. Verskriklik is jou toestand nie, geliefde. Verskriklik is jou toestand nie op jou eie. Verskriklik. Aanvanklik was Adam en Eva na in die paradys. Maar hulle het nie geskaam nie. So 2 vers 25. Wat beteken dit? Hulle was daar, maar hulle het nie geskaam nie. Ons kan sê, hulle het in totale openheid geleef. Hulle was oop met God. En hulle was oop tot mekaar. Hulle het al die vrymoedigheid gehad om saam met God te leef. En saam met mekaar. Ons kan sê, hulle het in totale integriteit geleef. Hulle het niks gehad om weggesteek. Kan jy herinner met die broer en suster, hulle het niks gehad om weggesteek. Hoe kom hulle aan gehoorsaamheid? Hulle oor gaan oop en hulle word gewaar dat hulle naam is. Dis die eerste ding wat gebeur oor die sonde. Hulle oor gaan oop en hulle besef hulle is naam. Hulle het activiteit is weg. Ons kan sê, die broer en suster, ons kan sê, hulle het nie meer 'n naam nie. Miskien hier in ons tyd, die naam gaan jou oor uit in die dorp, sê dit baie keer, jou naam gaan jou oor uit in die dorp, al in my dorp soos hierdie. So was met Adam en Eva gewees, hulle naam was God in die dorp gewees. En hulle probeer met vyandbaar hulle self te beskerm en hulle naam net te herstel, maar dit werk nie. Mense sou hulle sien en hulle nie eens groet nie. Mense sou hulle sien en op hulle spoeg. Mense sou hulle sien en hulle gesig wegdraai van hulle. Want hulle is nie so vol skaam. Baie is ons nie hier die broer en suster. Seuns en dogters, miskien nie baie goed. Jy doen met voorbeeld in die huis, sê wat jy nie mag doen. Die ou voorbeeld wat ons baie keer gebruik met die kinders en hulle gaan, jy sien daar is 'n blik koekies daar op die kas. Jy weet, mama het jou gesê, moenie van my koekies swat nie. Daar is chocolade daar in die kas is, jy kry hom. Mama het jou gesê, moenie van dit vat nie. Papa sê, los daar, jy sê jy nie. Wat gaan doen jy? Jy gaan vat die koekies, jy gaan vat die chocolade. Wat gaan jy dan? Jy gaan dan kry jy weg van jou kombers. Jy gaan kry weg achter jou kamer se deur. Want jy wil dalk nie hê wat jy sien. Hoekom gaan jy weg? Want jy kry skaam oor jou sonde. Jy het geweet, jy mag nie van my koekie vat nie. Jy het geweet, jy mag nie aan chocolade vat nie, daarom kry jy weg. Weet jy wat gebeur gewoonlik in ons denke, nadat ons gesondig het? Ons dink by ons swart onsself, ek moet net so 2 of 3 dae, omdat net eers 'n bietjie beter begin lewe, voordat ek kan weer van my lees, of voordat ek weer kan bid. Ek sal dit vuil vanweer my sonde, ek is nou nie te skaam vir my vuilheid, dan kry ons weg die Here. Ek kan nie nou bid nie. Kan jy nou Bybel gaan lees nie? Dis iets heiligs om te doen, ek is nou net te vuil. Maar hou myself net as 'n bietjie aan kant. Skaam.
Dan kom die Here. Kom die Here. Aan die kroon van sy stem toe. Nou, Eva, wat doen hulle kry weggaan en hulle van Here tussen die bome. Hulle is vol vrees en skaamte, hulle is korrup, hulle steek hulle weg van God af. Dit was hulle lewensaan. God self, dit was hulle lewensaan, dit was hulle lewe. Maar hulle kan nie meer in die teenwoordigheid van die heilige God kom nie. Jy sal gryp met die broer en suster, Adam en Eva, hulle het nie een ding, dit is, as jy van daardie vrug het, dan sal jy sekerlik sterwe, hoe vrees bevange moes Adam gewees het nie. Hy staan nie oor die gesig. Hy kan nie uitkom by die feit om sy sonde te erken. Here vra vir Adam, waar is jy? Waarom sê jy, gesondig Here, gee my tog. Wees my tog genadig. Waarom ken ek die kinder? Jy sal sekerlik sterwe. En as my vrees tot die dood toe. Ek het gesien dat ek slaap, Here, daarom het ek my beperk. Het jy geëet van die boom waarvan jy beveel om nie te eet nie, sê die Here vir Adam, dis u skuld, Here, dis die vrou wat u my gegee het. Wat? Kyk jy broer en suster, hoe verskriklik is die sonde. Voorheen het Adam uitgebars in 'n lied oor sy vrou wat gebeen op sy gebeente is en vlees op sy vlees. En nou kom Adam na sy sonde met hierdie godslasterlike woorde en hy sê, dis u skuld, Here. Die vrou wat u my gegee het. Dis verskriklik. Nie net blameer aan die Here nie. Blameer ook sy vrou. Praat om groot huweliksprobleme. Hier is dit in Genesis 3 al lees in die Bybel. Hier is dit al lees. Genesis 3. Die mooie wat Here gemaak het, hy stikken. Maar die sonde. Eva, blameer die slag. Geliefde, hoe goed ken ons hierdie blameerspeletjie? Dis my vrou. Sy is die rede dat ons hier gemors is. Dis my man. Hy is die rede dat ons hier is waar ons is, want hy kan nie goeie besluite maak. Dis die kinders. So hulle skuld dat ons meer geluk het, hulle het ons geluk gesteel. Dis die regering, of dis die kerk, of dis sommer net die hele wêreld se skuld. Alles behalwe my eie skuld. Die blameerheid geliefde. Kyk hoe moeilik is die verhaal in Eva om te herken. Hier is die einde van hulle woorde in vers 12 en vers 13. Lees ons dit. Wat dan? Eintlik is daar net een pad, daar is net een pad wat geloop moes word, en is die pad van totale uitroeiing. Dit sou net heeltemal reg gewees het van die Here om hierdie hele skepping en vir Adam en Eva net daar met die helse vuur te verteer. Maar die bondsgod kom en hy sê, waar is jy? Die Here het nie nodig gehad om hierdie woorde te sê nie. Hy het geen nodig gehad om hierdie woorde te sê nie. Hy het baie goed geweet wat hulle met jou gedoen het. Here het dit baie goed geweet. En hy het baie goed geweet waar hulle is. Here het dit natuurlik geweet. Nie geen omdat daar aan twyfel nie. Here het presies geweet wat hulle gedoen het en hy het presies geweet waar hulle is. Nog om die Here sy verbond. Hy soek sy kinders op. Waar is jy my kind? Hier kon goedskiks gestaan het. Adam,
jy die boom geëet? Soos wat ons daar met ons kinders vra, hoekom het jy dit gedoen? Ja. Kyk hoe die Here met sy onbegryplike liefde en sy barmhartigheid na sy kind toe, en dan sê hy, waar is jy? Vader, kom so. Sy kinders toe kom. Vanweë die genade daar is net die Here Jesus Christus alleen. Hy verteer nie met die helse vuur nie, maar hy kom met sy liefde en sy genade. Die Here Jesus Christus, hy sou daai vertering deurgaan. In 'n plek. Waar kruis. Nou hier waar baie daar gemaak. Myself in die bed. Dit is vol skaam. Dan probeer hulle om hulle self uit die skaamte uit te haal. Kan jy dit self indink, die broer en suster? 'n Vyeblaar. Hoe lang sou so 'n vyeblaar gehou het? Miskien 'n dag? Na 'n dag sou hy daar heeltemal uitgedroog gewees en bros gewees en dan sou niks meer gewees het. Verdroog en verdor. So baie dinge wat ons doen om ons skaamte te probeer bedek. Miskien baie voor in die wêreld, ons het ons maskers op ons gesigte en ons lewe 'n ander mens omdat ons iets wegsteek agter die masker. Miskien so baie voor dat dinge by ons voorraai is, maar eintlik is alles stikkend in mekaar en is chaos. Sal baie baie voor ons kry skaam oor sonde. Baie geleentheid help om sonde te lei teenoor die Here of teenoor iemand ten volle. Sonde, ek skaam, hou ons baie baie voor en dan sê ons, ek het 'n paar boeke gehad, ja, byvoorbeeld, maar ek was nog alraai. Plaas om te sê, was eintlik smoor dronk en ek kon nie meer bid. Wat is seker die grootste vyeblaar wat ons voorsit? Ons kom na die Here toe en dan sê ons, maar kyk hier so Here, kyk hoe goed ek hier gelewe. Kyk hoe baie doen ek vir die Here, kyk hoe goeie mense is ek. Kyk my skaal staan omtrent gelyk, ek doen amper eweveel goeie werke en my slegte dade en balanseer daarom amper uit. Ek kan toch seker die hemel maak. Kyk hoe gereeld ek die naam beleid, kyk hoe baie mense het ek gehelp. Kyk hoe baie geld het ek die kerk gegee, Here, kyk my naam is op die boek en die kerk en my naam is daar. Kyk hoe gereeld was ek in die erediens. Kyk hoe baie ek die Bybel gelees. Die dinge is miskien goeie dinge, liefde. Maar die Here kom en hy sê, dis vyeblaar. Dis vyeblaar. Sonder Christus is dit alles net vyeblaar. Sonder Christus is dit net vyeblaar. Kyk regtig in jou hart en na jou lewe, geliefde, en mag die Heilige Gees aan jou woord toe, regtig om oortuig van jou boosheid. Besef dat is vyeblaar. Vyeblaar. Wat kom doen die Here dan? Die Here kom en hy trek vir sy kinders rokke van vel. Wees ons die patiënt oordag. Nie moet ons die ding dat die Here net klere maak was nie. Kom maar. Dit is baie meer. Die vyeblaar nie, maar rokke van vel. Vel. Diere moes met ander woorde sterk, sodat die mens bekeer kon word.
'n dier moet sterf, sodat hulle skande bedek kan word. Dit sal die laaste ding gewees het, wat Adam gedink het om te doen. Vir ons is die lewe al vergoed, daagliks lees ons en hoor ons van mense wat sterf, mense wat doodgemaak word, die dood is vir ons bekend, vir ons is diere doodmaak, eerder algemeen. Maar vir Adam was het totaal anders. Hy het die dood geken nie, daar was geen dood gewees nie. Hulle het nog nooit iets sien dood van nie, of nog nooit die dood gesien. Die dood was vir Adam die straf op die sonde, en dit was vir Adam iets rof, en dit was vir hom verskriklik te wees vir Adam en Eva. Dood was teken van God se wraak, van sy toorn. Hy het die dood geken nie, nog niks ooit sien dood gaan nie, dood gemaak nie. Hy het dan Adam besef, dat die sonde nie net sommer so toegemaak kan word, en 'n klompie blare wat jy so nie verby gaan vat en gryp en 'n boom om jouself te bedek nie, volgende jaar die blare weer teruggegooi na die boom. Spyn ons bloed nodig. Van die eerste sonde tot die laaste sonde loop die bloedstreep. Dit is nie net sommer so wat dan met jou herstel word nie. Sonde is net so gruwelig. En die sonde word nie net sommer so maklik herstel nie. Dis net God. Dis net hy wat ons sonde en ons skaamte kan wegvat. Hy trek vir 'n rokke van vel aan. Diere moes sterf. So begin die diereoffers waarvan die bladsy van die Ou Testament oorvol is. Hoekom so baie diereoffers? Want diere kan nie betaal nie. Hulle was van die heelwysings vir die Israeliet, maar die groot offer wat moes kom. Ons Hemelse Vader kom en hy dek ons met die bloed van sy eie seun Jesus Christus. Dis ware dekking, liefde. Kyk wat doen ons goeie Vader. Hy kom haal ons sondaars weg en bedek ons met ware bedekking. Hy kom doen wat ons geensins kan doen. Hy kom na bedekking. Ons sal vrede en rus. Jesus Christus gee vrede. Hoe kan ons die begin lewe? Hoef ek nie elke dag weer my masters op te hou en geld en inspanning en moeite spandeer om my masters te probeer ophou en jou te probeer voorgee alles oké nie. Ek kan nou begin lewe. Ek kan my liefde begin lewe. Want ek is vry in Christus. Ek is skoon gewas. My skaamte is weg. Skaamte is weg. Christus alleen geliefde. Hoe groot is dit nie? Christus se offer aan daai kruis is onbeskryflik groot. So groot dat daai offer net een keer nodig was en is genoeg om al Christus se kinders, al die Vader se kinders se skaamte weg te neem. Heeltemal weg. Liefde vlug jy weg van God af, soos Adam en Eva. Gryp vas in die geloof op Christus Jesus, volkome verlossing. Gryp jy weg? Kom na die Here toe. Kom na Christus toe verniet. Sien nog hoe goed is ons verbondsgod en hoeveel liefde en deernis en barmhartigheid en omgee hy na sy trotsige, stikkende kinders kom. Christus alleen. Christus kan ons op sondes onderlei. Van ons Vader so ope arms terug. Hy het ons bedek.
En in sy oor, dink jy daar aan die Hemelse Vader se oor, is ons weer heilig, goed, volmaak, mooi, en reg. En geloof in Jesus Christus alleen. Antwoord op die woord geliefdes op sin in Psalm 103. Psalm 103 sin daarvan vers 8 tot vers 9. Maar God se genade en sy goedheid is oneindig. Oor almal wat hom vrees, sy trou is bestendig. Dit reik tot aan die verste nageslag wat sy verbond nie trouweloos wil skend nie. Op van sy wet hulle hart verkeerd het. Hulle wat sy bevel gehoorsaam wou doen. Psalm 103 op sy daar vers 8-9, dan gaan ons saam begin. lewe soos die gras van die veld. Dag daar, môre en hier. Ons lewe is kortstondig. 70 jaar is so sterk as 80. Het is net toch ongeveer 6000 jaar wat die skepping al bestaan. Wat 'n wonder dat ons spoor gevestig onthou op Christus en dat hy voor die skepping was hy al reeds. Hy is ewig en hy plant ons nou in hom. En wat 'n groot dinge doen hy nie aan ons nie. Hier is ons onbeskryflik goed dat hy ons lewe en ewigheidswaarde gee. En ons nou in Christus kan gelewe en ons roeping as Christen kan uitleef. Vader, ons bly by U dat ons roeping as Christen, as
gelowiges meer nog ken dat ons die grootheid van hierdie roeping en die verantwoordelikheid dat ons die heerlikheid van hierdie roeping meer nog ken. Belangrikste aanvraag is ons geloof elke oomblik en dag en leef. As ons so plat sê, Here, mag ons nie die naam deur die modder sleep nie. Die naam wat U op ons lê, is Christus wat in Christus is. Ons neem nie dat U ons daarvan sal verlos, Here. Bid vir elke ouder in die jare geroep het, die hulle ook sal bevestig na die openbaar die Here geroep het. Hulle ook die verantwoordelikheid daarvan sal besef, taak daarvan sal besef, die ons daarvan gebruik, gemeente voor te gaan, te lei, maak ons nog meer en meer bekwaam in ons roeping as Amsterdam. Dit vir elke ouer, die hom, haar sal vashou, die krag, alles wat nodig is sal gee, wysheid en kennis van ons kinders, Christus die heerlikheid omgee, waar in ons leer, hulle na hom toe wys en aan U toe wys as ons Vader, dat U al die gesag toekom. Bid ook vir hulle, dat die kinders vergeet en dat hulle ook aan die roeping sal raak. Ons U meer en meer ken, ons volheid, ons heerlikheid meer en meer ken, Christus die ons ingeplant is. Meer en meer die Heilige Gees ons vervul, ons volmaak, ons Christus ons heerlikheid sal ken. Ons bid vir ons dorp, ons gemeenskap sal vashou, dat ons ook meer en meer lief sal word, gemeenskap, as die dorp nie hoor, die woord meer en meer voorgaan in ons dorp. Dis ons so genade, mag die hardheid van mense se hart breek, mag die woord ingaan vir mense se hart. Dankie vir die mooi skeping waarin ons hier nog lei en werk. Ons loop hier vir die onbeskryflike genade, die skeping, ons het sien, bovenal Christus, die verlossing, die nuwe lewe wat ons gaan lewe. In sy naam bid ons. Amen. Hoor die Here sy naam ons lê met sy wegstuur seën. Kom ons in Psalm 18, daar sing ons vers 19 en vers 20. Psalm 18 vers 19 en 20.
Mag die God van alle genade stel wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, waar ons 'n kort tyd gelei het, wil volmaak, bevestig, versterk en grondves. Om die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.